eyes focus on this. The whole stadium was always packed. It was always full and a wonderful atmosphere. You could feel it. Was dit altyd net vir my die lekkerste plek om te hardloop. Dit bly 'n baie spesiale plek. Op die oog af is Koetsenburg 'n doodgewone stadion. Daar's niks buitengewoons aan die paviljoen nie, daar's niks buitengewoons aan die baan nie. Maar tog is die plek baie groter as die som van sy onderdele. Dat as jy kyk na die paviljoen, dit het 'n pragtige akoestiek. Die houtplanke gee vir jou 'n diep basklank en as daar 2000 mense daar sit, dan klink dit soos 10.000. En die plek is geleë in die mooiste amfitheater in die wêreld. Simonsberg, Botmaskop, die Pieke, Stellenboschberg. En gesamentlik is dit 'n plek wat elke maatie in sy hart sal hou as een van die mooiste plekke in die wêreld. Enige student wat ooit op Stellenbosch geswat het, sou hierdie paadjie gestap het. Van die kampus af, al met die dwarslaan, hiernatoe, oor die eerste rivier met die bruggie en hiernatoe. Koetsenburg. Verjaar 90 jaar oud. And over the 9 decades, we saw some remarkable achievements here at Koetsenburg. There was the first Dream Mile in the 1960s. In the 1970s, we saw Dickie Broberg, Dani Malan, March Fiascanaro run world times here. A world record by John van Reenen in the discus. Ilana Meyer, Zoe Bud in the 1980s. Johan Landsman, Jantjie Martinez in the 1990s. En baie van hierdie prestasies het ons in 'n unieke formaat gesien. Nie 'n lang uitgerekte byeenkoms op 'n Saterdag nie, 'n kompakte byeenkoms op 'n weeksaand, 'n uur lank voor 'n volgepakte 8000 mense hierso op Koetsenburg met hierdie wonderlike amfitheater. Maar die begin van atletiek hierso was baie nederig geweest in die onderdorp. Kom ons stap soontoe en gaan kyk. Ons stap nou af dorp toe met die wat hulle noem die lang laan wat hier afloop hier by die eerste rivier en ons gaan na die braak toe. Floris die groot stuk meentgrond waar atletiek in 1885 begin het op Stellenbosch. Ja, maar voor dit al selfs so vroeg soos 1853 het die skoolkinders al daar hoog gespring, ver gespring en nalope gehardloop. Maar nie die ideale atletiekveld nie. Nee, was maar net lukraak op die braak. En dit was in daai tyd amper op die buitewyke van die dorp gewees. Dit was die beste kant van die dorp, ja. So Floris in 1886, toe skuif die hele byeenkoms hierna toe. Wat was die rede daarvoor gewees? Nou sê vir ons net, waar is ons nou? Ja, kyk, ons staan nou op die ou Charles Plain, wat deel is van die Kweekskool, daai tyd die teologiese seminarium genoem. En hulle het hier begin atletiek hou van 1886 af. Dus die res van die kodes is na die paviljoenveld toe en atletiek is na Charles Plain toe. Dis hoe die geëindig het. So none of this would have been here. The Wilcox only came later. This would have been... Dis die paviljoenveld. Dis die paviljoenveld. Dis die paviljoenveld. The pavilion field, ironically somewhat, was on what is now the library. Vir 'n goeie 30 jaar was dit die sentrum van sport, rugby en atletiek op Stellenbosch. Hierso was dan ook, Floris, na wat ek verstaan uit jou boek uit, die eerste items waaraan vroue atlete kon deelneem, was hier gewees in 1912. Dit was hier gewees. En dit was wat 'n item? Dit was die lepel en eierriesies. Ek en Spoonerreis. Gewen deur? En die wenner was juffrou Spooner. En so skuif atletiek en rugby en alle sport eintlik van die kampus af Koetsenburg toe in 1932. Almal is finaal so toe, ja. Met in 1932 die aanvanklike byeenkomste wat daar gehou is. Ja, 32 was die begin van die atletiek op Koetsenburg. Vir die eerste 30 jaar nadat hierdie stadion gebou is, was Mati atletiek nogal wisselvallig. Hierso van die middel 50s af tot in die 1960s was hier nie een springbok wat uit Koetsenburg uitgekom het nie.
Die gety het effens verander in die 1960 toe de Villiers Lambrechts in 1964 op 'n kleibaan hierso die eerste droommeile in Suid-Afrika gehardloop het. Hier sou 'n byeenkoms gewees het op 'n Vrydag aand, 'n klipkampioenskap. En toe het die atlete van die noorde, 3 van hulle, onder andere Fanie van Zyl, gesê hy kan nie hierdie byeenkoms haal nie, hy het ander verpligtinge. En toe kon hulle nie die ding skuif nie en die plan wat hulle gemaak het is 'n totaal klein mini byeenkoms wat net 'n uur sou duur. En dit was die begin van die uurbyeenkomste wat ontsettend gewild was. En hierdie plek die episentrum gemaak het van atletiek in Suid-Afrika. Hello again. Well, the end of another weekend, and I'm sure you'll agree with us, a fine weekend of sport we've had. Maar ons kyk na die ander byeenkoms. Dit is die Droommyl byeenkoms wat plaasgevind het gisteraand op Stellenbosch. Dis oor na Koetsenburg. Maar ja, 'n pragtige aand hier op Koetsenburg. 'n Mens kon kwaliek vir 'n mooier aand. Toevallig in 1968 en 69 het daar 'n klomp baie talentvolle atlete hier kom swat. John van Reenen wat 'n wêreldrekord sou gooi. Ferdi Legrandsie wat die eerste Suid-Afrikaner geword het onder 2 uur 20 minute in die marathon. En dan ook die atletiek tweeling van Suid-Afrika. Uit Woester, Dikkie Broberg, uit die Parel, Dani Malan, wat sonder om te oordryf die wêreld se fokus op Koetsenburg en Stellenbosch gesit het in die middelafstande. En by ons hierso is Dani uit die Parel uit. Jou indrukke Dani van hierdie plek waar jy so baie gehardloop het in die 1970s. Ja, wat ek die eerste keer kan onthou van Koetsenburg is toe Duff in 1964 die eerste droommeil in Suid-Afrika gehardloop het. Van daar af het ek nou baie bewus gewees van Koetsenburg en vir ons van die Parel af om op Koetsenburg te kon hardloop was altyd 'n groot storie. Dit was nou regtig iets spesiaal geweest. Koetsenburg se atmosfeer. Ja. Dit is die beste in die wêreld. Jy kry nie 'n beter plek om te hardloop as hier by Koetsenburg, want die baan is nou, die mense, kinders, studente sit teen die baan op die gras. En die atmosfeer was ongelooflik. Dani, een van die min foto's waarop jy is, waar ek sien dat jy beduidende emosie openbaar, is daai 1000 meter wêreldrekord. Amper 'n verligting vir jou gewees dat uiteindelik het iets na jou kant toe gekom. Ja, dit was baie emosioneel. Ek dink iewers is 'n foto waar ek nog so staan, kyk na die bord om te sien wat die tyd is. En ja, dit was groot emosie, regtig waar. Ek kon nie glo dat ek 'n wêreldrekord kon hardloop. Al was dit nou 'n nuwe Olimpiese item, maar tog het dit vir my fantasties gevoel. Dani, looking back, your favorite memory or memories of Koetsenburg? Die tye was ongelooflik vandag. Op 'n grondbaan in Suid-Afrika. Op 'n klein plekkie so Stellenbosch wat in die wêreld 'n klein plekkie is. In die tweede helfte van die 1970s het die prestasies 'n bietjie begin afneem op Koetsenburg. Maar in die 1980s is dit ondervang deur heel moontlik die 2 heel beste vroue atlete wat Suid-Afrika nog gesien het. Zola Budd, Ilana Meyer. Zola Petersen, Ilana Meyer. Tonight is a big night for both of you. A lot of hype and a lot of attention on you. Has this affected the build-up at all? I think it's put a bit of pressure on the race, but I'm going into this race to run my best time. En hierdie 2 atlete gaan vanaand probeer om 8 minute 40 te hardloop. Die SA rekord is 8 minute 37,5 sekondes. I think I basically fell in love with running just from the very start. I really enjoyed the fact that it was an adventure. I could choose where I can go and run. I could choose how far I want to run. I could choose how fast I wanted to run. And I think that gave me a freedom and a whole new world. I think I still get the same enjoyment from running. I might be running a 5K in 22 minutes now and not 15 minutes or whatever anymore, but the feeling is still the same. So, and that's what it's about for me, and that's what I think a lot of people don't understand. They think if you run fast, it must be so much easier, or your experience of running will be different, but it's not. The atmosphere at the Palace unbelievable. It's absolutely packed. Zola Budd kicks again, and she really is a racer. We know that now. What a run! Up to second. Die hele kaalvoet ding, was dit net bona fide vir jou gemakliker geweest? Ja, ek dink dit is ons groot geword het. Ek het nie
ek het die eerste jaar of so wat ek geoefen het, ons nie skoene gehad nie so. En die eerste daarna begin skoene kry, so ons het maar altyd net op die rugbyveld of daar om die skool gehardloop en nie regtig buite gehardloop nie. En so na by my landloopseisoen toe sê my onderwyser vir my nee, maar my afrigter, miskien moet ek nou begin skoene kry as ons bietjie begin oefen. Therefore, no prizes for guessing. Zolabud's strange, splay-footed style of running, illustrated perfectly. Kom ons spring na Koetsenburg toe, Januarie 1983. Jy is toe 'n maand lank uit die skool uit en dis die 5000 meter wat jy hierso op Koetsenburg kom hardloop. Wat was jou verwagting? Het jy gekom Koetsenburg toe om 'n wêreldrekord te hardloop? Nee, glad nie. Kyk, die 5000 daai stadium was mos nog 'n sagte item. Ons nie baie mense die 5000 gehardloop nie. Dit het net begin en dit was maar my tweede 5000 of tweede of derde een wat ek ooit gehardloop het. So Koetsenburg was nog altyd vriendelik en ek onthou daai stadium, dit was vir ons wat van in die binneland is, dit was altyd 'n groot ding om hier te kom hardloop en Did you understand I'm on my way to a world record now whilst running? nee, no, I never realized that. I was just running and I just used the wind. I think the wind was with us in the back straight and against us in the front. So I just used the wind in the back straight and just concentrated on doing some fartlek with the wind and against the wind. And I had no idea. I knew I was running my best time in the 5K, but I had no idea what time I was racing. And then the results come up and it is 7 seconds quicker than the existing world record of nobody else than Mary Decker. As long as someone runs with her. Her coach believes she isn't ready yet to challenge the world senior record. I had quite a sort of a balanced life as an athlete. I was a student. I loved, when I arrived in Stellenbosch, I just thought like, this must be heaven. I can't think of a better place to be. Derarta Tulu, da Etiópia, e Elana Meyer, da África do Sul. País que voltava a conviver nos Jogos depois de ter sido afastado em 1960. Years of isolation, it was really an honor to be at the Olympics because a lot of great South African athletes just never had the opportunity. So it was really just amazing to be there. If you look back at Barcelona 92, what is the picture in your mind before the race, during the race, or after the race? I think going into the race was just like this roller coaster couple of months leading up to Barcelona. So when I actually walked onto the track for the first time, I had to pinch myself and just say like, it's true. So with 10 laps to go, I made a move and managed to drop the entire field. And then Derrata Tulu like crawled back and became my shadow. And I knew, I saw the way she ran at the African Champs. She's got a devastating last 400. You know, so, and then I was outrun by a faster, stronger other woman from Africa. But for me, it was, that silver felt like gold on that day. It was for everybody involved. 5,5 segundos atrás. It really was a special moment because I think usually in a race, the silver medalists are usually very disappointed. But for me, I was just so happy. It went well on the day. Numa atmosfera de grande alegria, as duas africanas deram a volta olímpica de mãos dadas. It's the first time Africa won the gold medal in the women's middle distance races, and so I think the two things we had in common, we were both very happy, and then we could just share the moment spontaneously. Essa imagem foi mostrada em todo o mundo e para muitos simboliza o verdadeiro espírito olímpico. Wat maak Koetsenburg anders? Die Koetsenburg het altyd die toeskouers was naby die baan gewees. Ek dink binne Suid-Afrika was dit nogal uniek gewees. Dit het gevoel of die ondersteuners by jou is. En ek weet net dit het altyd net 'n ongelooflike lekker gees gehad. Behalwe dat dit ongelooflik mooi is met die berge en ek wil baie keer 'n maan wat skyn. Ja, was dit altyd net vir my die lekkerste plek om te hardloop. Alle atletiekbane is dieselfde, maar die een is bietjie anders. Het Koetsenburg 'n spesifieke toertjie wat jy kan aanbeveel?
Nee, ek dink nie daar's iets spesifieks nie, maar ek dink wat mens moet doen, jy moet half die omgewing, jy moet dit waardeer. Jy moet dit half gebruik om jou opgewonde te maak om nog beter te presteer, want ons het altyd met die instelling Koetsenburg toe gekom. Dis die plek waar dinge gebeur. Ja. Nou nog, het maak nie saak wanneer, watter tyd van die dag of nag as ek op die baan stap en jy ruik daai tartan, want dit is 'n regte tartan nog. Dan begin die hare op my arm so reg op staan en ek weet nie, want dit is net 'n ongelooflike gevoel en ek het dit nog nooit verloor nie. Daai opgewondenheid van wat jy kry as jy op daai baan, dit is iets ongeloofliks wat ek nie sommer by enige ander baan kan kry nie. And he said that he's capable of running to sub 146. So you're going to see a very fast 200. Ja, kom ons kyk waar daar agter staan Karel Meton. Jy sien hy die baan verlaat. En dis Johan Landsman, daar die baie goeie 1200 van hom in oefening, 'n wêreldklas tyd en hy het Op Koetsenburg het die 1970s behoort aan die middelafstande. Die 80s, langafstande, die 1990s het moontlik die mees grasieuse atleet in mate atletiek geskiedenis kom hardloop op Koetsenburg, Johan Landsman. Johan, your record starts appearing, I think the first time strongly in 1991, and you ran a 3 mile, 3 minutes 56 here at Koetsenburg. Was that your first 3 mile? It was my first 3 mile, and obviously for a middle distance athlete coming from my background, that's an obvious achievement that everyone is training for, just to get the mile in under 4 minutes. Extra special on that 356 is obviously to run it in front of your home ground. Wat maak hierdie klein stadion met 1 paviljoen eintlik uniek in die wêreld? Ek dink wat dit uniek maak in die wêreld is die baie atlete wat selfs in 'n isolasietyd unieke prestasies behaal het. Ek dink aan Dani Malan. Ek dink aan Dickie Brouberg. Ek dink aan daai klassieke wêreldrekord van Zola Butt in die 5000 meter. En ek dink is maar 'n Suid-Afrikaanse ding, ons liefde vir sport, passievol oor sport. In my dae, jammer om te sê dit is nie meer die geval nie. Baie mense kon nie in Koetsenburg gekom het nie, want dit was kapasiteit. So jy moes buite gestaan het en dit is hoekom die mense wat buite gestaan het, mense het teen die draad gestaan, so jy kan nie nog 5de ry van die draad af staan nie. So dan het mense op hulle karre begin klim of hulle het op die swembad se muur gaan sit. En net daai geraas, ek bedoel, hulle het Paul sê 'n onverantwoordelike geraas gemaak en daai geraas was konsistent deur die reis. Die vinnigste 800 meter in baie jare in Suid-Afrikaanse atletiek. 26-jarige student van die Universiteit van Stellenbosch, 1 minuut 46,35 sekondes. Een van vele hoogtepunte vanaand, die Mati Johan Landsman 1:46. We were still in apartheid, so there were still certain places that I was not welcome at. And coming to Stellenbosch and specifically coming to Marties and the friends that I made at Marties, how they changed that perception just by living a fine example as human beings, not being prejudiced. They would never go to any restaurant or to any place where I was not welcome. If I could not go into a place, they would also not go into that place. Ek het altyd gevoel van jou piloot se kant af en van my teammates se kant af, veral Ilana hulle en daai mense, Michael Meyer hulle was te oorbeskerm teenoor my. Hulle wou my binne daai omstandighede van ons is in apartheid en jy behoort nie eintlik hier nie. Hulle wou my te veel beskerm het. Het Koetsenburg tipe van net 'n mekka geword wat die label wat die atletiekbaan gedra het of Maties gedra het was prestasie. Niemand het daai druk op my gesit om te presteer nie. Omdat ek 'n Matie was, het ek self daai druk op my gesit omdat ek het vir myself gesê ek volg in die voetspore van greats soos Dani Malan hulle. En ek moet opleef tot daai standaard en dit is wat die stadium vir my besonders gemaak het en die mense rondom dit vir my besonders gemaak het. Amen. The whole stadium was always packed. It was never an empty seat.
It was always full and a wonderful atmosphere. You could feel it. This is where magic happens. 35, 36, 37 jaar later, en ek is nog steeds hier so. Ek dink my hart is maar 'n maatie. So dit is regtig, ek dink ek het ongelooflike memories van training, van camaraderie, van wedlope, van dit bly 'n baie spesiale plek. En dit vind plaas op Koetsenburg en Stellenbosch. All eyes focus on this 800 meters race. Dickie Broberg en March Fiasconaro's record say. Pragtige aand op Koetsenburg. Dit is vanaand windstil. And Bud lengthens her stride again. She's trying to break off. Hier van Zola en Ilana. Wêreldatletiek hier in Suid-Afrika. Ilana Meyer, 8 minute 32,00 sekondes. Die Mati Johan Landsman 1:46.35. Kyk ook na nou, dit is 7 sekondes vinniger as die beste 3000 meter die afgelope 2 jaar.